Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Goeienaand julle, baie welkom by ons aanlyn bidtie vir 2026. En dit is regtig waar my gebed dat hierdie jaar 'n jaar van goeie nuus sal wees. Dis ook ons tema van vanaand se aanlyn bidtie, 'n jaar van goeie nuus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook in U teenwoordigheid mag wees en dat ons met verwagting kan kyk na 'n jaar wat voorlê, omdat ons weet dat ons stap nie hierdie jaar alleen in nie. Ons stap hierdie jaar in saam met U. En dan ons bid dat U vir ons baie duidelik die pad vorentoe sal wys en vir ons gewillig sal maak om ook in die voetspore te volg. Ons wil bid, Here, dat U ons opnuut weer sal vervul met die Heilige Gees, sodat ons die stem duidelik sal hoor. Ook vanaand, wanneer ons saam is rondom die woord. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. 'n jaar van goeie nuus. Sal koerante ooit verkoop as dit net vol goeie nuus is? Nee, ek dink nie so nie. Of sal mense op sosiale media boer as dit net vol goeie video's is en goeie podcast is en goeie artikels op die blogs is? Nee, nie moontlik nie. Want sensasie verkoop. Slegte dinge wat mense oorkom, dit trek aandag, dit word gretig opgesloop, want ons stel so belang, wat het daardie persoon oorgekom, of wat het daardie persoon alweer gedoen. Nou kom is dit so? Dis omdat ons brein so bedraad is. Die brein gee meer aandag aan gevaar as aan enigiets anders, want dit kom uit die oertyd uit. In die oertyd moes jy vinnig gevaar kon raak sien en dit hanteer om te kon oorleef. En daarom is ons so bedraad dat ons van nature gevaar eers begin raak sien en dan daarop reageer, want dit is buite die gewone verloop van sake. Maar dis ook omdat dit hierdie geweldige emosionele impak op 'n mens het. Dis daarom dat dit so lekker verkoop en mense dit so opslip, want slegte nuus het hierdie emosionele impak van of vrees, of woede, of skok. En ons floreer absoluut daarop. Maar daar is 'n bepaalde effek wat daarmee saamgaan, wanneer jy so op alles wat verkeerd is en alles wat sleg is, op jy ouende fokus. Jy begin daai gevoel kry dat alles rondom jou is net sleg. En hoe meer jy daarna kyk, hoe slegter word dit. Jy is eintlik omring deur elke dag se moeilikheid. En jy staal jou elke dag as jy weer op sosiale media is of jy nuus aansit, dan staal jy jouself net weer vir die volgende vlaag van slegte nuus. Maar wat sou gebeur as 'n mens op die doelbewus op die goeie begin konsentreer? Wanneer jy begin fokus op dit wat positief is. Nou sê die ouens wat met die brein goeters werk, hulle sê, wanneer jy doelbewus konsentreer op wat mooi en goed en positief is, dan word jou brein herbedraad. Hulle praat van neuroplastisiteit. Dit beteken, dit waarop jy gereeld fokus, versterk daardie neurale paaie in jou brein. So, wanneer jy begin positief dink en positief fokus op dit wat goed en mooi is, dan begin jy ook om hoopvol te dink. Dan begin jy ook om oplossings raak te sien. En dan begin jy ook om kalm te bly onder druk. So, wanneer jy doelbewus let op dit wat goed is, dan sê hierdie geleerdes, hulle sê, jou brein stel dan meer dopamine vry. Dit is vir die motivering en vir vreugde. En dit stel ook meer serotonien vry vir emosionele stabiliteit. En ook oksitosien vir vertroue. En dit verlaag terselfdertyd kortisol, jou streshormoon. Hy sê, dit is wat eintlik dan in jou brein gebeur, wanneer jy begin fokus op dit wat mooi en goed en positief is. En nou sal mense sê, ja, maar dit is ons nie nuwe nuus nie, natuurlik nie, want die Bybel praat al jare gelede al van hierdie dit wat die breinwetenskap nou eers bevestig. Want deur het ons brein geskep dat dit sterker word op dit waarop ons
fokus op jou winde. So, as ons heeltyd dink aan wat verkeerd is, dan word 'n mens baie maklik moedeloos en angstig. Maar wanneer ons doelbewus dink aan dit wat goed en mooi is, aan God se trou, aan klein seëningkies, die mooi dinge rondom jou, liefdevolle mense in jou lewe, weet wat gebeur dan? Dan word jou brein rustiger en kom daar 'n vrede oor jou. Dis presies waarvan Filippense 4 praat. Paulus praat in Filippense 4 vers 8 as hy sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, bedink dit. Fokus daarop. Maak dit doelbewus 'n punt waarop jy fokus om sê, ek wil bedink wat reg is, mooi is, rein is, wat lieflik is. En dan sê vers 9, hy sê, dan sal die God wat vrede gee, by julle wees. God kom nie en hy beloof 'n probleemvrye lewe nie, maar hy beloof vrede, wat sal waghou oor jou gedagtes en oor jou hart, jou emosies. Want God se vrede is nie maar net 'n gevoel nie. Dit is 'n bewaking van ons gedagtes en ons hart. Dit is om dit met slot en ketting vas te bind en sê, dit gaan nie ontsnap na die negatiewe toe nie. Wanneer ons kies om te bedink wat goed is, dan werk ons saam met God se ontwerp vir ons brein en ons lewe. Ons is in ritme met dit wat God bedoel het, dat ons eintlik moet wees as sy kinders en as gelowiges. So, die vraag is, hoe doen 'n mens dit? Nou, een van die besluite wat ek en Sheila in ons lewens geneem het, is om op te hou om nuus te kyk op televisie. Want dit is altyd net slegte nie. So, die eerste ding wat jy moet doen is om 'n bewuste keuse te maak om te sê, ek gaan my blootstelling aan slegte nuus beperk. Aan sensasionele nuus. Ek gaan net lees en kyk daar waar ek kan bepaal wat ek wil lees en wanneer ek dit wil lees of hoe ek dit wil hoor of wanneer ek wil hoor, dat ek dit kan uitwis of vasgehou en glad nie wil kyk nie. Maar laat ek nie blootgestel is aan 'n totaliteit van slegte nuus nie. So kies hoe, wat en waar jy na nuus kyk. Dis die eerste ding. Maar die tweede, en dis die belangrike ene, begin jou dag voor jy uit die bed klim, deur eerstens te bedink wat mooi en goed en vir God aanneemlik is. Dinge waarvoor jy alles vir God dankbaar kan wees oor jou lewe, oor jou omgewing, oor jou gemeente, oor ons land en sy mense. Net voor jy die bed uitklim, lê net 'n oomblik en dink 'n bietjie oor, waaroor kan ek vir God alles dankbaar wees in hierdie omstandighede waar ek is? En vra jouself elke dag, waar het ek vandag iets van God se goedheid raak gesien? Selfs al is dit net 'n klein minuutjie wat jy raak gesien en sê, wow, kyk hoe goed is God, kyk wat het hy gedoen hier, kyk wat het hy vir my gedoen. En dat jy op die ouend oefen om dit raak te sien en dit by die naam te noem. Kyk wat het God vandag vir my gedoen. Kyk wat het God vandag vir ons gedoen. Psalm 34 vers 9 sê, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Hy sê, nie net lees of hoor dat God goed is nie. Hy sê, kom ondervind en sien self dat God goed is. Dit vra van ons 'n bewuslike kyk. Al is ons omring deur moeilikhede en lyk dit nie altyd so rooskleurig nie, maar dat jy bewuslik sal kyk hoe goed God vir jou is te midde van daardie omstandighede. En dan, praat wat goed en opbouend is. Fokus op dit wat mooi en goed en vir God welgevallig is en praat daaroor. Hou op om saam te sing in die koor wat praat alles oor alles wat verkeerd is en wat sleg is en hoe dit in hierdie land gaan en dit en dat en dat en dat. Dit word so aansteeklik, nee. As een ou begin met al hierdie negatiewe praatjies, dan val ons saam in die koor. Maar begin om te praat dit wat goed en opbouend is vir die mense wat jou hoor. Efesiërs 4 vers 29 sê,
Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Sodat jy op die ouene nie oorval word met al die negatiewe nuus nie, maar dat jy te midde van alles kan sê, weet jy wat? Te midde van hierdie baie keer moeilike omstandighede, te midde van al die slegte nuus wat oor ons spoel, weet ons, daar is nog steeds 'n God. En daardie God is ons God, die almagtige, die skepper van die hemel en aarde, wat die hele wêreld in sy hand hou, wat ons land in sy hand hou, wat ons gemeente in sy hand hou, wat vir my en jou in sy hand hou. En daarom kom Psalm 37 vanaf vers 2 as hy sê, moet jy nie ontstel oor skelms wat jou kwel, oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Hy sê nie laat die dinge ontstel nie. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, want hy sorg. So, kom ons maak hierdie jaar 'n jaar van goeie nuus. Kom ons praat en getuig oor God se goedheid. So, begin elke dag deur te sê, dit is die dag wat deur die Here gemaak is. Hoe kan ek hierdie dag ten beste benut? Hoe kan ek hierdie dag geniet met die vreugde van die Here? Want dit is 'n dag wat die Here spesiaal gemaak het. En hierdie dag gaan homself nie weer herhaal nie. Elke dag is uniek. Begin die dag. Hierdie is 'n dag wat die Here gemaak het. En dan praat en getuig oor jou lewe. Oor sien die goeders raak wat God vir jou gee, waaroor jy dankbaar is. Oor jou gesondheid. Oor jou kos en klere wat jy het. Jy het 'n dak oor jou kop. Jy het 'n motor, jy het 'n televisie, jy het 'n selfoon, jy het kleinkinders, jy het troepeldiere. Ek sien dit alles raak. Die mooi daarvan, die lekker daarvan. Dit wat God vir jou gee en wees dankbaar daaroor. En kom ons praat en getuig oor ons omgewing. Ons wat op die Wesrand bly sekerlik in die mooiste deel van Gauteng. Ons het hierdie berge en hierdie pragtige natuurskoon rondom ons. En wanneer mense, veral die Kaapenaars by ons kom, dan sal hulle verstom om te sien hoe mooi dit is. Sien dit raak. Sien hoe mooi mense hulle tuine versorg. Sien dat mense hulle sypaadjies versorg. Okay, daar die ouens wat ergens langs die pad die klitsgooi tussen hulle sypaadjies se gras nie. Maar sien nie mooi raak aan mense wat hulle plekke en omgewing versorg. Sien die bome raak wat pragtig groen is. Sien die bloeisels raak. Sien die blomme raak. Alles goeders wat God vir ons gee in ons omgewing. En praat en getuig oor ons gemeente. Daar is so baie dinge waaroor ons bly en opgewonde is oor ons gemeente. Al die mooi gesindhede in ons gemeente. Die gasvryheid in ons gemeente. Jy moet op 'n Sondagoggend na kerk daar in die saal bymekaar kom om te sien hoe gasvry ons gemeente ook is en die manier wat hulle vreemdelinge in die gemeente ontvang. En die inisiatiewe en entoesiasme wat na vore kom, dat mense met hulle gawes kom en net wil sê, weet jy wat, hier is ek. Kan ek dit doen? Want ek wil dit graag vir die Here doen. En dan praat ek nie eers van die vroue aksie wat op die been gekom het nie, die manontbyt wat ons wil beplan, ons musiek, ons sang, en dat jy elke Sondag die woord van die Here kan hoor. En dat die Here deur sy woord en gees stadig maar seker is om jou lewe te skaaf sodat die beeld van Jesus al meer en meer tevoorskyn sal kom in jou lewe. En daaroor moet ons praat, daaroor moet ons opgewonde wees en ons moet die boodskap uitdra. Dit is God se gemeente, dis hoe God se gemeente lyk. En natuurlik moet ons praat oor ons land en sy mense. Ja, natuurlik is daar baie probleme in die politici, dryf ons teen die afgrond af, né? Maar ons land is meer as dit. Ons het hierdie pragtige land, waar, ek bedoel, die hele Europa is eintlik in een land saamgevoeg in ons land. Jy hoef nie deur ons land te reis om te besef hoe mooi land ons het en hoekom toeriste graag na ons land kom kyk. En ja, daar is slaggate in ons paaie, maar dan is alle nasionale paaie wat hier so mooi is.
fokus op dit wat mooi is. Kyk na ons omgewing en kyk nie na die politici en die korrupsie en die goeders nie. Kyk na die gewone Suid-Afrikaner, die gewone man op straat. Kyk na sy vriendelikheid en sy behulpsaamheid. En jy besef net weer eens, ons land is eintlik 'n baie mooi land. So, kom ons hou op om op die negatiewe te fokus. Kom ons maak hierdie 'n jaar van goeie nuus, waar ons goeie nuus met mekaar deel, oor wat God in ons lewens doen, wat God in ons land doen, wat God in ons gemeente en in ons kerk doen, en kom ons versterk mekaar se geloof daardeur. So, ek wil vanaand vir jou vra, bid asseblief vir my, saam met my, bid saam met my, oor dit wat jy raak sien in jou eie lewe. Bid saam met my oor dit wat jy raak sien in jou omgewing, in jou gemeente, in ons land. En sê vir die Here, dankie daarvoor. En môreoggend as jy wakker word wakker met 'n lied in die hart en sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom ons bid saam. Here, ons kyk baie keer so die gunste en gawes mis. Die strome van seëninge wat U daagliks oor ons uitstort. Here, dit gaan baie keer net by ons verby. En dan mis ons dit wat in ons eie lewens aangaan, hoe U vir ons dra deur baie moeilike omstandighede baie keer. Wanneer ons moedeloos en teneergedruk is, dan is U die een wat deur die Heilige Gees weer vir ons versterk en op ons voete sit. U is die een wat vir ons met nuwe moed na die toekoms laat kyk. Here, U gee vir ons hierdie gemeente waarin ons deel mag wees, waar mense vir mekaar omgee en lief is. Waar mense na vore kom met hulle gawes en help bou aan die gemeente en Here, ons is so opgewonde oor die jaar wat voor lê. En ons weet, dit alles kom uit U hand uit. Here, ja, ons kyk na ons land. Met alles wat daar rondom ons aangaan en Here, wat baie keer net voel en lyk asof daar niks goed is nie. Maar dan sien ons dat ons bly in mooi huise. Ons sien ons het deurstrate. Ons sien ons het water en elektrisiteit. Ons kan sien daar's verwydering. Ons kan sien die infrastruktuur van banke en van inkopiesentrums en al hierdie goeders wat ons lewe net gerieflik en gemaklik maak. En ons weet dit is hier omdat U dit vir ons op die ouende gun en gee. En dan wil ons bid, Here, dat U van ons lopende getuies sal maak van die goeie werk wat U nie alleen in ons lewens doen nie, maar ook van dit wat U rondom ons doen, in ons omstandighede, in ons kerk, in ons land, in ons persoonlike lewe, dat ons dit sal raak sien, en dat ons nie sal kan ophou om daaroor te getuig nie. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Ons gaan môre aan weer voort met ons tweede aanlyn bidtuur, maar intussen wil ek jy moet begin om hierdie goedetjies neer te stip, sodat wanneer jy môre oggend wakker word, jy eers so 'n bietjie deur jou lysie kan werk. Sien jy dan weer môre aan. Lekker aand vir jou. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom, laat ons juig, ja, juig, laat ons bly wees daaroor. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Daarom sal ons juig en saam. Dit is die dag wat die Here
wat die